Welkom by Ouma Martie se kombuis. Ons gaan vandag vir julle wys hoe om kuijings te maak van varkspek. Nou ons het hierdie varkspek gekoop. Dit is fisies net spek, hier is basies niks vleis aan nie, maar hier is ook nie meer soort aan nie. En ons het hierdie ook gekoop. Hierdie 2 stukkies vleis het nog hulle harde die varkvel aan, wat ek gaan afsny, want ons hou nie daarvan as dit gebraai is nie, dit word verskriklik hard. Maar hier is daar 'n bietjie vleis by, wat 'n vreeslike lekker kuijingkie maak. Nou gaan ek dit in blokkies sny, en ek gaan dit in 'n kastrol sit en op die stoof sit, en dan sal ek vir julle verder wys hoe om aan te gaan. Dis hoe groot ek naaste by my blokkies maak. Hier is nou van die maagvet met die vleisie aan, wat ons nou ook fyner gesny het, so ek gaan dit nou ook in blokkies sny. Maar dit word maar net saam met die res van die vet gekook of gaar gemaak, uitgebraai. Hierdie gaan nou in 'n kastrol. En ons sit dit op die stoof en hou maar net aan, jy gooi nie olie of iets by nie, jy sit dit net so op en soos hy begin braai, maak hy sy eie olie, tot hy naand al die olie uit die stukkie uitgekook het. Al die stukkies is nou gesny, ek gaan dit nou op die gas sit, sodra dit begin olie maak, gaan ek so 'n half koppie melkie oorgooi, laat hulle mooi bruin bak. Ek glo die melk laat dit so mooi bruin kleur kry. En dan gaan ek dit net roer. Ek gooi eers sout op die kuijings as ek dit uit die olie uitskep. Ek begin stadig met die hitte, anders brand dit dalk vas voor dit begin olie maak. En sodra daar meer olie kom, kan jy 'n bietjie meer hitte, ek sal nie sê volstoom hitte ooit nie. Dis nie vreeslik baie kuijings nie, so hulle gaan ten minste sekerlik 'n uur tot 'n uur en 'n half gaan hulle seker kook. Ek gaan dit net so droog op die stoof sit. As julle kan hoor, hy begin braai soos spek braai, maar hy maak nog nie vreeslik vloeistof onder nie. Hy word redelik gereeld geroer, anders sal hy vasbrand. Hy begin al 'n vetjie onder maak. Ek gaan nou my melk oorgooi, so omtrent 'n half koppie melk, laat dit die kuijing 'n mooi bruin kleur gee. Nou maar gereeld roer, want hy gaan definitief vasbrand met die melk wat nou in is. Hulle kook nou omtrent 'n uur. Ek het my pot se deksel opgesit, dan sit asof hulle vinniger die vog uitdruk. En soos julle kan sien, hierdie spek is nog heeltemal net 'n stukkie spek. Hier is nog niks olie uit hom uit nie. So dit gaan nog ek sal sê, definitief omtrent nog 'n uur, vat dalk nog langer. Ek gaan hom nou weer sy deksel opsit. Hy is op die laagste hitte wat hy kan wees, dat hy so staan en die olie uitkook. Hulle is nou reg. Kyk hoe mooi bruin is hulle. So ek gaan nou 'n gaatjieslepel vat en ek het my erdeskotteltjie met my papierhanddoekies binne-in. Ek gaan fisies die gas afsit en ek gaan hulle hier uitskep. As hulle nou heeltemal afgekoel het, het ons dit altyd as kinders, het my ma bietjie van die uitgekookte varkvet saam met die kuijings gevat en dan het sy dit fyn gemaal
En dan het ons dit soos botter op ons broodjies gesmeer. Dan het hy nou die kajang smaak. En ek sê, hierdie olie, ek gaan dit nou in 'n canfoodbottel gooi en dan word dit heeltemal wit en styf soos botter. So as ek weer 'n brood bak, gaan ek dit gebruik om my brood mee op te maak en dit gee weer 'n baie lekker smaak aan die brood. En die skommel ek maar so bietjie laat die meeste olie afgaan. Ek gaan nog 'n papiertjie bring bo-op ook. Onthou maar net, dit is olie waarmee jy werk, so dit is baie warmer as 100 grade. Ek gooi woestersous sout oor, die braai mix van hulle. En dan roer ek dit net deur. En dan gaan ek nog so 'n bietjie gooi. Ek glo as jy nie van hierdie woestersous sout smaak hou nie, kan jy net gewone sout ook oorgooi. Daar is hulle klaar. Moenie te veel van die warm kajangs eet nie, want dit kan vir jou goormaag gee of maagpyn gee. So eet maar matig aan dit. Hier is my olie nou ook uitgegooi. Julle sien hoe mooi skoon is dit nou. Dit lyk maar net soos kookolie, maar dit gaan nou heeltemal wit word.